Sondag van die nuwe jaar. Ons wil net onder die aandag bring die deur. Seën op u sal rus tydens hierdie diens en dat hy u lippe sal salf. Baie welkom. Baie dankie. Ek is self baie dankbaar dat ek die voorreg het om vanmôre hier saam met julle te wees. En saam met julle vertrou ek ook dat deur die Here se genade ons meer sal ervaar as maar net kerk toe kom. Dat ons sal belewe hoe dat die Here self vanmôre as het ware in ons midde is om die brood te breek, die brood van sy woord, en ons daarmee te voed. Ek wil julle nooi om die rus wat ons alleen in Jesus Christus vind, vanmôre opnuut van hom te ontvang. Ons word so vir 'n paar oomblikke stil en dan sal ek die diens begin. Kom ons buig ons hoofde. Die Here is my lig en my redding. Vir wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sal ek bang wees? Ons hulp is in die naam van hierdie Here. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus sy Seun. Ons gaan saam sing, lied 196 vers 1, 2 en 3, is 'n loflied, ons kan dit staande sing, o kon ek jubel, Hemelvader. O
Ons gaan met mekaar saam lees uit Johannes hoofstuk 6. As julle solank julle Bybels wil oopmaak daarby. Johannes hoofstuk 6. En ek gaan vir ons begin lees by vers 22 tot en met vers 40. Maar omdat ons afhanklik is van die Gees van die Here, om die Here se woord in ons harte te kom verklaar en bekend maak, gaan ons eers saam bid. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Here, onse Here, ons gaan nou hoor wat U vir ons wil sê uit U woord. U het self gesê, die hemel en die aarde sal vergaan, maar U woorde sal nooit vergaan nie. En nou kom soek ons na hierdie versterking, die versterking wat U alleen kan gee. Kom versterk ons geloof in U woord, en daarom vra ons dat die Heilige Gees ons daarmee sal help vanmôre. En Here, laat die woorde van my mond en die oordeenkinge van ons harte vir U aanvaarbaar wees, Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Johannes 6 is die baie bekende gedeelte in die Bybel waar Johannes beskryf hoe dat Jesus deur 'n wonderwerk oor die 5000 mense kos te gee, deur 5 brode en 2 visse wat aan hom gegee is. En dan gebeur daar nou dinge tussenin en dan volg daar hierdie gesprek tussen hom en die skare. Kom ons lees vanaf vers 22. Die volgende dag het die skare wat oorkant die see bly staan, het agtergekom dat daar behalwe die een geen ander skuit was nie, en dat Jesus nie saam met sy disippels in die boot gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Daar het egter vanaf Tiberias bote aangekom naby die plek waar hulle die brood geëet het nadat die Here die seëngebed uitgespreek het. Toe die skare sien dat Jesus nie daar is nie, en ook nie sy disippels nie, het hulle self in die skuite geklim en na Kapernaum gevaar op soek na Jesus. Toe hulle hom aan die oorkant van die see aantref, het hulle hom gevra, Rabbi, wanneer het u hier aangekom? Jesus het hulle geantwoord, Amen, amen. Dis nou die 2020 vertaling. In die 83 vertaling staan daar, voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat hou tot in die ewige lewe. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want op hom het God die Vader sy seël geplaas. Hulle het hom gevra, wat moet ons doen sodat ons die werke kan verrig wat God wil hê? En Jesus het geantwoord, dit is die werk van God, dat julle glo in die een wat hy gestuur het. Hulle sê toe vir hom, watter tekens sal u doen sodat ons kan sien en u glo? Wat gaan u doen? Ons vaders het die manne in die woestyn geëet, soos daar geskryf staan. Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Jesus sê toe vir hulle, Amen, amen, ek sê vir julle. Dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie. Nee, my Vader gee vir julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld lewe gee. Hulle sê toe vir hom,
Here, gee ons altyd hierdie brood. Jesus het vir hulle gesê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger word nie, en wie my glo sal nooit weer dors word nie. Maar ek het vir julle gesê, julle het my gesien, en tog glo julle nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal die een wat na my toe kom, nooit verstoot nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil uit te voer nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie 'n enkele een verlore sal laat gaan nie, maar hulle op die laaste dag sal opwek. Dit is ons skriflesing. Ek wil begin deur julle 'n bietjie aan die wonder te sit oor 'n vraag. In tye wanneer 'n mens swaar kry, wanneer jy mismoedig is, wanneer jy twyfel, wanneer jy so 'n bietjie depressief raak, wanneer jy sukkel met 'n lae selfbeeld, hoe kan ons weet ons geloof is veilig? Hoe kan ons weet ons geloof staan onwankelbaar vas? Nou juis in ons geleesde gedeelte vind ons die antwoord daarop. Ons vind in hierdie gedeelte wat ons gelees het, die onmeetlike wonder van reddende geloof. Geloof in hom wat verklaar dat hy die brood van die lewe is. Het is belangrik om te weet dat nie net in die konteks van die boek wat Johannes skrywe nie, maar eintlik in die hele Bybel. Die konteks wat van die bedoeling waarom Johannes sy evangelie skrywe, vind ons aan die einde van sy evangelie in Johannes 20 vers 31 waar hy sê, en dit is die doel waarom hy skrywe, en dit is wat ons moet weet om te verstaan dat as ons dit lees, dan is sy bedoeling van toepassing op ons vandag, ons wat dit lees. En waarom skryf hy sy evangelie? Hy sê hierdie dinge is egter neergeskryf sodat julle kan glo. Wat kan glo? Dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. Dis die rede waarom hy skryf. En hier in ons teks kom verklaar Jesus, 'n mens kan sê Jesus, maar wat hy doen is meer as maar net sê. Dis 'n verklaring. Dis 'n aankondiging. Dis 'n openbaring. Daarom sê hy nie net nie. Hy verklaar in vers 35. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger word nie, wie my glo sal nooit weer dors word nie. Dan is dit ook belangrik om te verstaan dat dis metaforiese taal wat hy gebruik. 'n Metafoor is soos 'n voorbeeld. Dis simboliek. Dis nie letterlik, ons moet dit nie letterlik verstaan nie. Dit is die een wat na hom toe kom, wat nooit weer sal honger kry nie, nie die een wat hom eet nie. In die sin moet ons sy woorde verstaan as hy sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. Die persoon wat na hom toe kom, sal nooit weer honger kry nie. Dit geld ook vir dit wat hy later gaan sê,
en ons het dit nou nie gelees nie, in vers 54, wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. Want my liggaam is ware voedsel en my bloed is ware drank. Dis weer eens metaforiese taal, dis symbolies. Toe die Romeine hoor hoe dat die vroeë Christene nagmaal vier, het hulle daarvan beskuldig, en dit was deel van die rede waarom hulle vervolg het. Hulle het hulle daarvan beskuldig dat hulle bloed drink, en dat hulle vlees eet. Maar dit is symboliese taal. Jezus het 'n ander bedoeling daarmee, en dit is die bedoeling wat ons moet verstaan, wanneer hy dit sê. En dan die nadere konteks van die verhaal, is, ons moet onthou, dit gaan oor 'n gesprek tussen Jezus en die skare, nadat die skare deur Jezus gevoed is, en hulle die teken, die wonderwerk nie verstaan het nie. Hulle begryp dit nie. Nou kom hulle na Jezus met verkeerde verwagtinge. En in hierdie woordewisseling vanaf vers 26, waar Jezus reguit vir hulle laat verstaan, dat hy kan sien om watter rede hulle na hom toe kom. Wat is hulle motief? Hoekom soek hulle hom nou? Hoekom het hulle agter hom, selfs in die skuite geklim, Kapernaum toe, en daar kry hulle hom nou weer? Hoekom gaan hulle so agter hom aan? Hy sê, dis nie omdat hulle die teken gesien het, en daaruit vasgestel het, wie is hy eintlik nie. Maar dit gaan vir hulle oor die feit dat hulle vol geëet het. Soveel is wat hulle wou gehad het. Soveel dat hulle daarmee gemors het. Agterna het Jesus vir die disippels gesê, gaan tel die stukke op, 12 mandjies vol. So hulle het baie geëet. Hulle het genoeg gehad. Die teken het hulle nie verstaan nie. Die openbaring aan hulle van wie Jesus regtig is, daarvan het hulle geen benul gehad nie. Nou vind ons hierdie woordewisseling wat plaasvind, waarin Jesus vir hulle verduidelik, dat hulle moet nie teen die kos vaskyk nie, hulle moet na hom kyk. Hy is die brood van die lewe wat uit die hemel neergedaal het. En dan praat hulle nou weer van die manna wat die voorvaders geëet het, wat uit die hemel neergedaal het, en so aan. Dit is 'n teken dat hulle geestelik blind was. Hulle was geestelik blind. Soos baie mense vandag nog. Hulle hoor nie wat Jesus sê nie. Hulle verstaan nie die beginsel dat wat manna en wat brood verskaf, is bloot voeding. Maar wat Jesus, die ware brood, verskaf, is lewe. Is 'n groot verskil. In die tweede plek, in vers 35, sê Jesus, ek is die brood van die lewe. En die woordjies ek is, in die Grieks ego eimi, het 'n baie diepe betekenis. Die mense wat die Ou Testament geken het geweet as Jesus sê ego eimi, dan sê hy per implikasie daarmee dat hy God is. Op 'n verskuilde manier, 'n geheimsinnige manier, verklaar hy deur sy godheid aan hulle. En dan maak hy as God, maak hy hierdie belofte, wie na my toe kom, sal nooit honger word nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Ons kry dieselfde situasie in Johannes 4,
waar Jesus die Samaritaanse vrou by 'n put ontmoet, waar sy kom water skep het, en dan vra hy vir haar, dat sy moet vir hom water gee om te drink, en dan het sy nou 'n hele klomp vrae oor waarom hy wat 'n man is nou vir haar wat 'n vrou is so iets sou vra. En dan sê Jesus vra, wie van die water drink wat ek hom gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. En dan sê die vrou van, wel meneer, gee vir my dan van hierdie water, sodat ek nie weer nodig het om te kom skep hier nie. Sy het ook nie op daardie stadium van die gesprek verstaan wat Jesus bedoel het nie. Totdat hy dit later so verduidelik het, dat sy tot geloof gekom het. Ons moet baie duidelik weet, dat wat Jesus hier in vers 35 kom verklaar, ek is die brood van die lewe, wie in my glo, sal nooit weer honger kry nie, sal nooit weer dors kry nie. Dat die diepste leegheid in 'n mens se lewe vind vervulling juis in hom wat dit sê. 'n mens word gebore met 'n leegheid binne in jou. Ek weet nie of julle dit besef of ervaar het alreeds. Ek onthou dat toe ek so 'n tiener jongman was, tienerseun van so 13, 14, dat ek by die agterdeur op die trappies gesit het, in die niet gestaar het en verlang het na iets, maar ek nie geweet wat dit is nie. Ek het 'n verlange in my gehad, maar dit was nie 'n spesifieke verlange na iemand met 'n naam of so nie. En ek dink dis waar die Here my bewus gemaak het daarvan, dat ek het hierdie leemte in my, sodat 'n mens dwars deur jou lewe hierdie hinkering het, hierdie honger het, wat alleen vervul kan word in die Here Jesus Christus. Dis 'n geestelike leemte wat elke mens in hom ronddra, wat slegs 'n antwoord vind in Christus. Ek gaan maar my nek uitsteek, want ek glo die Here lê dit op my hart. Slegs in die Here Jesus. Nie deur die raad wat motiveringssprekers vir 'n mens gee nie. Nie deur die inoefening van sekere gewoontes wat lewensafrigters vir jou wil leer nie. Nie deur die power of positive thinking nie. Norman Vincent Peale, wat daai boek geskryf het. Die krag van positiewe denke. Dis 'n valse antwoord. Nie deur meditasie nie, of deur yoga nie. Nie deur dinge, of goed, of aktiwiteite nie, maar 'n persoon vul die diepste honger in 'n mens se lewe. Ons het dan te doen, juis hier, met die wonder van reddende geloof. Maar ten spyte van die duidelike tekens en ten spyte van Jesus se duidelike woorde, sien ons in vers 36, dat hy vir hulle sê, maar ek het vir julle gesê, julle het my gesien, en tog glo julle nie. Hulle het alles gesien, maar hulle glo nie. In hoofstuk 5 van Johannes die Evangelie, vers 39 en 40, sê Jesus vir die Jode, julle ondersoek die skrifte,
omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin te vinde is. Die skrifte is die Ou Testamentiese skrifte. En dit is juis hulle wat oor my getuig, sê hy. Maar julle wil nie na my toe kom nie, sodat julle die lewe kan hê nie. In die Ou Testament is daar baie duidelike en sommige minder duidelike verwysings na Jesus as die komende Messias. Dis daar. Julle ken Jesaja 53. Die mees bekende een, Jesaja 53, waar daar staan: Wie het geglo wat ons gehoor het? Die arm van die Here, aan wie is dit geopenbaar? Hy het soos 'n jong loot voor hom uitgespreid, soos 'n wortelstok uit droë grond. Hy het nie 'n gestalte gehad, geen glans, dat ons na hom sou kyk nie. Nie 'n goeie voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy is verag, deur mense verlaat, 'n man van smarte, bekend met siekte, soos iemand vir 'n mens sy gesig verberg. Nou skiep ek 'n paar verse. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Ek skiep weer 'n paar. Daarom sal ek aan hom 'n deel gee onder baie, met magtiges sal hy uitverdeel. En by oortreders is hy's bloot, omdat hy sy lewe blootgestel het aan die dood, en by oortreders gereken is. Hy het egter die sonde van baie gedra, vir oortreders het hy ingetree. Dis die mees duidelike gedeelte in die Ou Testament wat in vervulling getree is by Jesus. En ek verneem dat waar hierdie gedeelte by die Jode oorgeslaan word, hulle lees dit nie. Vir die Jode vandag is dit 'n verbode gedeelte om te lees. Hulle word aangeraai om dit oor te slaan. Hulle ondersoek die skrifte, soos wat Jesus hier gesê het, maar hulle kies om nie na hom toe te kom nie. Feit is, aan die einde van hierdie hoofstuk sien ons hoe dat 'n hele massa mense onder hierdie skare wegdraai van Jesus af. Hulle gee pad van hom af. Juis omdat Jesus so duidelik praat en so reguit praat, reageer die skare op 'n negatiewe wyse deur eenvoudig pad te gee. In vers 60 staan daar: baie van sy disippels het toe hulle dit hoor gesê, hierdie woord is erg, wie kan daarna luister? En baie van sy disippels het teruggedraai en nie meer saam met hom rondgegaan nie. Hoe reageer Jesus daarop? Steur hy hom daaraan? Is die vraag. Want in vers 37 maak hy 'n volgende verklaring. En daarmee sê hy baie. Daar sê hy, na aanleiding van hierdie disippels wat nou gee pad, elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal die een wat na my toe kom, nooit verstoot nie. Die reaksie van die skare, hulle negatiewe reaksie, deur die feit dat hulle gee pad, dis nie die maatstaf van Jesus se manier van evangeliseer nie. Dit bepaal nie sy werk nie. Die bepalende faktor is die wil van die Vader. Wat Jesus eintlik hier sê, van alle ewigheid af werk ek op die basis dat die Vader gee vir my hulle
wat hy gekies het. Julle ongeloof raak my nie. Dit verras my nie. Dit keer nie dat die bedoeling van my Vader tot uitvoering gaan kom nie. Broers en susters, jy moet die fondasie van jou geloof hierin vind. Die onwankelbare fondasie van jou geloof. Dit bevestig die feit dat God van alle ewigheid af mense kies om sy eiendom te wees. As Paulus skryf aan Titus, dan sê hy daar in Titus 2 vers 14, hy wat homself terwille van ons gegee het om ons los te koop van alle wetteloosheid, en dan die woorde, en vir hom 'n eie volk as eiendom te reinig, wat ywerig is om goed te doen. En hierdie feit kry ons ook baie duidelik in Jesus se hoëpriesterlike gebed in Johannes 17. Hy bid, dit is kort voordat hy na die kruis toe sou gaan. Bid hy vir sy volgelinge, vir sy disippels. En laat in hierdie oomblik as ons dit lees toe dat die Here dit kom vasmaak binne in jou hart. Kom inets in jou hart. Hy sê in hoofstuk 17 vers 6 as hy met die Vader praat, ek het u naam bekend gemaak in die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord gehoorsaam. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat u my aan my gegee het. Die derde keer wat hy dit in die 2 verse sê, omdat hulle aan u behoort. Kry die prentjie. Vers 11 van hoofstuk 17. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld. Ek kom na u, Heilige Vader, bewaar hulle wat u my gegee het in u naam, sodat hulle net soos ons een kan wees. En dan sê hy in vers 12, toe ek by hulle was, het ek hulle wat u aan my gegee het in u naam bewaar. Hy bewaar hulle. Vader het hulle vir hom gegee. Hy bewaar hulle. Ek het hulle ook beskerm. Bewaar, beskerm. Niemand van hulle het verlore gegaan nie. Behalwe die seun van die verderf. Seun van die verderf, wie is dit? Judas, die een wat hom verraai het. Sodat die skrif vervul sou word. Was nie vir God 'n verrassing nie, dat daar 'n Judas onder die disippels gaan wees nie. Hy het dit van die begin af geweet. Die skrif is vervul, want dit is ook selfs in die Ou Testament word dit genoem. Wat moet ons daardeur aflei? Daar is geen deel van ons redding wat ons 'n aandeel gee daarin nie. Niks nie. Dis God se genadewerk. As dit sy werk is, dan kan dit mos nie tot niet gaan nie. As ons 'n aandeel daarin sou gehad het, dan sou ons die heeltyd met twyfel rondgeloop het, want ons ken ons eie onvolmaaktheid. Maar as dit God se werk is, dan staan dit vas. Niemand van hulle het verlore gegaan nie, sê Jesus. Ons het hier te maak met die verstommende, die groot en die diepe waarheid,
dat God kies sondaar mense uit die wêreld uit en hy gee hulle aan sy seun Jesus en hulle ontvang van hom die redding wat hy deur sy kruisdood verdien het, gee hy vir hulle uit genade, verniet, onverdiend. As God ernstiger in jou lewe, toe jou geloofsoë oopgegaan het, as hy ingegryp het in jou lewe, as dit sy werk is, as hy sy hand op jou gelê het, sal jy dit weet. Jy sal dit weet. Jy sal dit weet, want jy weet, jy kan jouself, geen mens kan homself verander nie. Paulus sê Romeine 8 vers 7, die denke van ons sondige aard, van ons sondige natuur, is vyandskap teen God. As jy wil reken op jouself, dan is dit al waarop jy kan reken. Is daar vanweë jou sondige geaardheid vyandskap tussen jou en God is. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, sê Paulus, want dit kan ook nie. Kan nie. Ons kan nie die wet van die Here volkome onderhou nie. Dit is die rede waarom ons redding nodig het. Dit is die rede waarom ons daai leemte binne in ons het, wat hunker na verlossing, totdat jy by die brood van die lewe uitkom. Kyk weer na vers 37. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. Sal. Dit is 'n goddelike noodwendigheid. Dit is die geheimsinnige, die misterieuse manier waarop God werk. Ons verstaan nie alles nie, maar dit kan so werk. Nou, ons het op kweekskool iets geleer soos die heilsorde. Die orde wat ons in die Bybel kan vind, waarlangs God werk met 'n mens. Nou dit kan so werk. Dis net 'n voorbeeld. Jy hoor die stem van iemand wat preek. Dis 'n uitwendige stem. Jy hoor dit met jou ore. Maar die vraag is, hoor jy die stem van die Here Jesus binne in jou? Die uitwendige stem van 'n prediker. Dit klop aan 'n mens se hart. Verkondiging van God se woord is die manier waarop uitwendig geklop word. Maar dit is die innerlike roepstem van God wat die hart oopsluit. En wat jou trek, waarheen? Na die Here Jesus Christus toe. Na die brood van die lewe toe. En dan gebeur die onmoontlike. Dit is onmoontlik dat wanneer jy na die Here Jesus toe kom, hy jou sal verstoot. Dis onmoontlik. Dit hang ten nouste saam met nog 'n onmoontlikheid, wat ons kry in vers 39. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie 'n enkele een verlore sal laat gaan nie, maar hulle op die laaste dag sal opwek. Nie 'n enkele een sal verlore gaan nie. Dis die belofte. Dis onmoontlik
dat van almal wat die Vader aan Jesus gegee het, 'n enkele een verlore kan gaan. Alles hang van hom af en nie van ons af nie. Nie vir 'n oomblik hang dit van ons af nie. Ek het 'n Engelse aanhaling hier, net om julle die ding van die ander kant af te laat raak sien. Salvation is grounded in the will of God, given by the Father, redeemed, verlos by the Son, and kept by him. Ek het hulle bewaar in u naam. Julle het gehoor wat Jesus dit sê. Raised up on the last day. This is the promise. This is the ground of Christian security. Dis die grond van jou geloof. Dit is wat jou sekuriteit gee. Not depending on our human wills. Is nie afhanklik van ons nie. Dit is die belofte. 'n wedergebore Christen wat soms dalk kan worstel met twyfel, né? Moet homself hierdie vraag vra. Waarin twyfel ek? Ek wil weer my nek uitsteek. Ek wil dit vir hier professor vra, wat die boek geskryf het, om te mag twyfel. Daar het 'n hele teologie van twyfel ontstaan daaruit, broers en susters. Ek wil vir hom vra, twyfel, waarin? Twyfel in wie? In jouself? Ja. Tuurlik, ons is net mense. Waarin twyfel ek? In God of in myself? En die antwoord is, ek twyfel in myself. Maar dit gaan jou nou nie help om, as jy in jouself twyfel, in jouself te gaan soek vir die antwoord, en jouself gaan delf om die antwoord te kry nie. Want die antwoord, die oplossing, lê nie in jouself nie, dit lê buitekant jouself. En dis God se genade. Laat dit buitekant onsself lê. Dan moet jy jou herinner aan hierdie woorde wat ons hier gelees het. In Johannes 6, vers 35, vers 39 en vers 40. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger word nie. En wie my glo sal nooit dors word nie. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie 'n enkele een verlore sal laat gaan nie, maar hulle op die laaste dag sal opwek. Ken jy iemand wat geneig is om te twyfel? Lees vir hom hierdie woorde. Lees vir hom dit. Daar kom 'n dag, broers en susters. Daar kom 'n dag, en die Bybel sê so. Wanneer in die naam van hierdie Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. Voordat ons gaan afsluit met 'n gebed, wil ek vra dat ons sal staan en God sal antwoord op dit wat hy vanmôre vir ons gesê het, deur saam ons geloof te bely. Kom ons staan en ons doen belydenis van ons geloof. Dan kan julle soms so bly staan,
vir die afsluitingsgebed. Julle kan dit hardop sê as julle wil, dit maak nie saak nie, of saggies. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom, om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Onse Here, ons het u woord gehoor. U woord wat ons oproep om na u te kyk, Here Jesus, en om na u toe te kom, en op u te vertrou, en nie op onsself nie. En ons kom doen dit nou. Ek kom plaas nou my hand van vertroue in u hand, o Here. U wat die brood van die lewe is. Ek glo in u as my enigste redder, my enigste verlosser. En ek dank u dat u hierdie belofte maak in die Bybel wat ons nou kon lees. Dat u vir ons die ewige lewe gee en dat ons nie sal verlore gaan nie. Nie 'n enkele een van ons nie. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat dit u hand is wat met ons werk en dat ons in u hand veilig is. Sal u hierdie gemeente seën. Sal u wees met Dominee Jacques en hom seën waar hy nou met verlof is. Geef hom die krag, die liggaamskrag, maar ook die krag van u Heilige Gees om voort te gaan met sy bediening in die gemeente in volledige afhanklikheid van u. En seën hom, seën sy prediking, seën sy omgang met u woord. Ontmoet hom wanneer hy op sy knieë is. Ons bid ook vir die ouderlinge en die diakens van die gemeente en elke komitee en die aktiwiteite wat in die nuwe jaar moet voortgaan. As u hand van seën daarop is, Here, dan weet ons dat daar seën sal wees en vrede. Ons is so dankbaar dat ons met u kan praat as ons bid. En dit alles mag doen en vra in die naam van die een wat verklaar hy is die brood van die lewe. Jesus Christus, ons Here. Amen. Kom ons sit, ons dien die Here nou met ons offergawes.
Ons gaan afsluit met 'n lied waarin die belofte dat Jesus sondaars vergewe 'n werklikheid is. Kom ons sing lied 493 vers 1, 2 en 4. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Amen.